Goeiemôre en hartlik welkom hierso by ons op 'n Sondagoggend die Aanlyn Kerk. Nou ons is vanoggend in Loetswil. Dit is in die Weskaap vir die wat nie weet nie. Ons was gister in Vredendal gewees en vandag is ons in Loetswil. Ons saai van hier af uit van die Pieterswoning en Shamaine is hier en Mary is hier en Shamaine se man is hierso. En die kinders is hier en Gam en Angie en almal. Dit is net 'n lekker te heerlik. Dit was so lekker geweest toe jy aangekom het. Die kinders hop en spring en gaan te keer en oorval ons. Hulle verlang ook so. So ons is dank net die Here vir die warm ontvangs wat ons het van almal. Dit is regtig 'n riem in die hart vir ons. Nou soos wat jy inskakel, asseblief deel gou die boodskap daar na jou tydlyn toe voor ons verder gaan met die bediening. So ons het nou nie vanoggend 'n musiekie hierso nie, maar nietemin dit maak glad nie saak nie. Ons gaan aan met die Here. Ons word nie liewe land, my klank is nog aan. Ek het vanoggend eers my mikrofoon nie. So julle moet my keer dat ons vergeet om die goedes reg te kry. So okay, kom ons gaan voort. Kom ons share gou heel eerste. Dan gaan ek gou die ander goedjies doen en dan is ons reg vir vanoggend se diens. Daar sê, kom ons gaan voort. Asseblief deel dit na jou Facebook tydlyn toe. Deel dit ook daar na jou WhatsApp status toe. Baie mense kom op die bediening af. Wanneer jy dit ook deel daar op jou status. Daar sê, daar gaat ons. Almal hierso is besig, hulle share, hulle gaan te kere. So daar sê, ons is amper klaar. Kinders. Ag, wat 'n lekkerte. Ons net so voor die diens begin. En sy sê, nee, julle roadtrip gaan ons altyd eers in Loetswil. So dalk gaan ons 'n roadtrip hê. Ons beplan dit, is dit klaar in ons hart. Ons het nou vir lank gedink, nee, hierdie jaar gaan nie 'n roadtrip wees nie. Maar toe ons gister daarso uit dinges is uitry, né? Toe dink ons myself, okay, ons gaan 'n roadtrip. Ons is reg vir 'n roadtrip. Yes. Ek wil net gou my mikrofoontjie aansit, dan klink dit net soveel beter vir julle daar by die huis. Kom ons doen net gou al die ou tegniese dingetjies. Ek kan nie so hard hier react volgens nie. Nee, man. As jy connect. Ja, connect het dan kyk. Asseblief. Kan jy Ons is reg. Daar sê, daar was so 'n bietjie onderbreking of twee terwyl ek die mikrofoon aangesit het, maar nietemin, ons is reg, daar gaan ons. Prys die naam van die Here. En ek wil dit net vir julle noem, ons het nou gisteraan die van die mense gevra en ons die foto opgesit het. Karen jou gesiggie lyk so 'n bietjie geswel. Ja, Karen het vroeër die week 'n verskriklike allergie opgetel. So van maandag af, ons het gehoop dit sal nou vinnig weggaan, maar op die einde van die dag moet sy medikasie kry. En hele kop en alles het geswel, dat sere begin kom en uitslag en ek weet nie wat alles en dat sakke na oë begin vorm. En ons het pilletjies en so aan gekry, so dis nou net 'n kwessie van wag dat dit moet heeltemal genees. Dit raak elke dag so bietjie beter en so ag bly vir haar bid sodat sy ook nou lekker gesond kan wees voordat ons op 'n roadtrip gaan. Ek sê van ek weet jy gaan nie Dinsdag uitsaai as hy oogies nog nie afgeswel is nie. Want op die foto's kan jy nog so 'n bietjie skynsdraai, kan so 'n bietjie ietsie verdoesel, maar van vooraf kan dit tog al rofryk word. Maar nietemin bly asseblief vir haar ook bid. Vir die wat nog nie weet nie, dit was so hektiek, dit was so die mekaar, ons kan eers niemand gesê het of so nie, maar nietemin. En nou sê ek vir jou, so asseblief bid dat die Here ook haar sal help met daai allergie en whatever sy daar onderlede het, dat dit net sal verdwyn. Dis tot serum voor haar kop, dit lyk te verskriklik. Maar ons bly lief vir haar. Daar sê. En weet jy wat is my eintlik so mooi gisteraan toe is daar by Anneke en my seun kuier. Dit was so lekker geweest. Mikrofoon breek heeltyd op, nie seker of dit by ons is. Mikrofoon. Hallo, daar sê, kom ons hoor gou of die mikrofoon opbreek. Hy is veronderstel om op te breek, nie? Hy is veronderstel om op te breek, nie? Vir die wat nog nie weet nie, dit was so hektiek geweest, dit was so die mekaar, ons kan nie. Hy is dalk by julle, het ons luister om hierso klink hy vir ons mooi glad en swaan, maar nietemin, hy was dalk vir 'n oomblik nie lekker geweest nie toe ek hom ingeplak het. Ja, dalk is hy nou reg. Daar sê. Klank reg hierso, daar sê baie dankie. Maar dit was my net weer so mooi geweest en ek wil dit gou met julle deel vanoggend. Dat ons het nou die laaste tyd baie gelees uit Matteus 25 as gevolg van ons Bybelstudie.
is dit nou waar ons hoofsaaklik uitgepraat het, was Matteus 25, waar die skape en die bokke vir mekaar geskei word. En ons het bepaal, en is natuurlik in ons Bybelskool ingeskryf, met al die betrokke ekstra verse en bewyse en sovoorts. Maar daar's 'n paar logiese dinge wat 'n mens aan kan dink, om dit wel so te verstaan, is dat die skape en die bokke wat geskei word, dit gaan oor kinders van die Here, en kinders van die Here. Daar's 2 groepe kinders van die Here. En dit is wat die gelykenis, en jy sien eintlik Matteus 25 lees hy die maagde en die skape en die bokke. Nou maagde is 'n kind van die Here. 'n Maag is geestelik 'n kind van die Here. Want as jy jou hart vir die Here gegee het, word jy 'n geestelike maagd. Met ander woorde, jy word rein. Al wat dit simboliseer is reinheid. Nou, wanneer jy jou hart vir die Here gee, daai oomblik wanneer jy hom vir die Here gee, word jou vorige lewe deur God afgesny. En natuurlik die dood begrawe daai ou lewe. Dit is wat jy nou moet een stapie verder moet doen. Maar die besnydenis word deur God verrig. So daai ou lewe word afgesny. Daar is, en nou omdat dit afgesny, die bedekking van sonde wat jou jou lewe lank was jy bedek met sonde. Dit word deur God afgesny. Nie deur 'n mens nie, deur God afgesny. En nou is jy rein. Jy is nou soos 'n maagd. Jy is rein, jy is skoon, jy is nuut. Nou, want die wêreld vra baie keer, ja, kan God nie alles nuut maak nie, kan God die sonde nie net wegvat nie, maar hy doen dit nie meer in die wêreld nie, want God is regverdig, en ons gaan nou nie weer op daai detail ingaan nie, maar in jou persoonlike lewe, kan jou verlede, jou sonde, jou ongeregtigheid, jou boosheid, jy kan nuut begin. Maar ons bly nie altyd in daai nuut nie. Dit is altyd, ons baie keer val terug en verkoud en het allerlei stories na die tyd, verskonings en die en daai ding. Maar nou is jy die nuwe maag, jy is hierdie maagd in die Here. Nou praat hy ook van die skape en die bokke. En dit is my so mooi as ons gou hierso lees. En ek dink ek gaan eers vir ons bid, en dan gaan ek vir ons lekker verder lees, Matteus 25, as jy jou Bybel het, vanaf vers 31 af, gaan ons lekker so deurpraat en gesels, want daar's ietsie baie moois, wat ons rondom dit moet verstaan. Nou kom ons bid eers lekker saam. Hemelse Vader, ons kan U net prys en loof en eer en verheerlik, dat ons vanoggend as gemeenskap van gelowiges wel weer kan saam vergader. Here, my God, ons harte verlang na ons boeties en sissies. Gister het ook weer so ry, Here, dit voel met oomblikke, of jou hart sommer so pyn, Here, so verlang jy na elkeen. Jou binneste Vader verlang, Here, en wil graag gemeenskap en sien en kuier en gesels en hoor en is alles oukei, wat is die saak, is daar nie 'n hindernis wat ons kan help by die pad uitkry nie, die Here kan wysheid en insig gee. Vader, en dis net so amazing, en sommer so 'n pad, Here, het daai liedjie in my hart gekom, waar jy hulle so 2-2 uitgestuur het, Here, en dit het my weer so getref. Jy stuur ons so 2-2 uit, en ons moet aangaan, ons moet die evangelie verkondig, ons moet nie terughou nie, ons moet doen wat ons hand vind om te doen. Soos die muur, Here, hy gaan aan, daar's geen beloning vir die muur. Die een muur nie, sê nie vir die ander manier, muur, jy het nou daai groot korrel gebring, wow, jy is nou so awesome nie. Nee, hy moet sy job doen, en as hy stukkie kos afgelewer het in die nes, moet hy teruggaan, hy moet nog gaan kry. Hy weet dis sy taak, want die winter is op pad, hy moet kos versamel. En ons weet ook, mure lewe nie lankie, so hulle moet werk voordat hulle doodgaan, en dis wat U vir ons sê, ons moet by daai muur leer en wys word. Ons moet ons kos versamel, daar is nie 'n pat op die bek en opheffing nie, ons is onverdienstelike diensknegte, Vader. En as ons dit van harte vandag kan besef, dan is ons lewe 'n blydskap, want eintlik 'n dienskneg is blyer as iemand wat groot is daar in die paleis. Want Vader, dienskneg kan net wees wie hy is, en wie hy wil wees, en wie hy moet wees. Vader, en so wil ek vra dat U ons vanoggend ook sal help deur hierdie boodskap, dat ons ook hierdie begrip kan verstaan, en dat ons in geestelike vryheid kan wandel. Sê vir U baie dankie in Jesus se naam. Amen. Daar sê, prys die Here. Nou kom ons gaan oor Matteus 25 vanaf vers 31, en ons gaan lekker daar deur gesels. Vanaf vers 31. Ja, vanaf vers. Want ons weet, in die Christelike wêreld, en ek meen, dis nie eintlik iets niets nie, dis glad nie nuut nie. Toe Jesus op aarde was, het die Fariseërs, die Sadduseërs, die godsdienstige leiers, hulle het gedink, as jy arm is, en jy het probleme, en jy het siekte, en dan is daar's 'n vloek op jou, God is nie met jou nie, God is nie saam met jou nie, ensovoorts. So dis eintlik maar 'n denkpatroon wat
so oud is soos godsdiens self. Van antieke godsdiens af regdeur. Want as jy mooi kyk in jou destydse afgode godsdienste, wat het gebeur? Hulle het hulle gode gedien om hulle gode kalm te hou. Dis nou die afgode, om hulle gode kalm te hou dat hulle nie onheil moet kry nie. En as hulle nou iemand wil gaan inval, 'n nasie of wat ook al, dan moet hulle God saam met hulle wees, sodat hulle voorspoed kan kry en dat dit tot voordeel van hulle sal wees. Nou as hulle die voordeel kry, dan is hulle God nou saam met hulle. Okay. So as ons mooi daaraan dink, of jy nou 'n kind van die Here is, of jy nou wat se godsdienst vandag is, elke ou dien sy God op sy manier om vir hom persoonlike voordeel te versamel. En as daar fout is in jou fisiese lewe, jy's arm, jy sukkel, jy het siekte, jy het probleme, en dan probeer hulle altyd uitpleis hoekom. Dis amper asof wat het God teen jou. En dit is 'n ding in die Christelike wêreld ook. En ongelukkig moet dit nie ons godsdienst wees nie, want dis nie die voorbeeld wat Jesus nagelaat het nie. Dis nie die voorbeeld wat die apostels nagelaat het nie. Dis nie wat ek in my Bybel lees. Party mense lees dinge in die Bybel wat ek nie daar kry nie. So met die gevolg is op die einde van die dag, dis amper asof God begin skaam kry vir jou. Jy is arm, so daar's iets fout met jou, jy sukkel, jy het siekte, jy het hierdie ongeluk gekry. Ek meen, ons sit nou juist vandag hier so met Mary en Charmaine, wat in hierdie geweldige situasie was. Ons sit met my vrou ook met hierdie allergie. Ek meen, ek kom nou uit 'n breekoperasie uit en bloeddruk en cholesterol en al die goed wat ek sommer nie op my ou dag sommer opgetel het. Is God nie met my nie? Is hy nie lief vir my nie? Hoekom het, en baie mense sal vra, veral kinders van die Here, hoekom ek? Nou dan dink ek myself, kyk 'n liefdelose so opmerking. Hoekom ek? Die ander kan kry, dit is alright. Maar net nie ek nie. En dan word geloof, guns van God, al die dinge gekoppel aan jou omstandighede. En die Here Jesus het 100% teen dit gepraat. Jy's in die een gelykenis wat ek sê, jy kan nie jou lewe meet in die oorvloed van jou besittings nie. So jy kan nie dink, en ongelukkig party mense, omdat hulle tekort het, kry hulle self so jammer en dink hulle die Here kry ook hulle ook jammer omdat hulle sukkel. So either way, daar's 'n probleem in die hart van die mens, ongeag sy situasie. Nou ja, kom ons lees hierso, en dit was my so mooi gewees, gegeewe die saak wat ek nou gesê het, en die Christelike kerk sê armoede is 'n vloek en die duiwel moet gebreek word en die vloeke moet gebreek word van armoede en die tipe van. Kom ons lees wat sê die Bybel. Gaan nou nie 'n ou se preek en doktrine ontleed nie, kom ons lees wat sê die woord van die Here. En wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. En voor hom sal al die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei, soos 'n herder die skape van die bokke afskei. Nou ja, heel eerste moet ons verstaan, nou soos wat ons gesê het, die bokke en die skape is kinders van die Here. So dis twee groepe kinders van die Here. Dis nie die sondaar wat nooit die Here aangeneem het en die kinders van die Here nie. Goed. Nou, nommer 1 in die vlees, in die fisiese. Hoekom het die Here Jesus skape en bokke genoem, en nie skape en 'n perd nie? As hy gesê het byvoorbeeld 'n skaap en 'n perd onder andere, 'n perd is 'n onrein dier om te eet. Nou ons weet al die Ou Testamentiese inskrywings was net profetiese manifestasies vir ons om iets geestelik te verstaan. So jy mag jou varkie eet, jy mag jou skulpvis eet, jy mag eet net wat jy wil. As jy 'n slang wil eet, jy mag 'n slang eet. Ek gaan hom net nie eet as ek weet dit is 'n slang nie. Maar by all means, dit kan niks in jou siel doen nie. Jesus het dit duidelik gestel. Dit kan niks in jou siel doen nie. Okay. So dit maak nie saak wat jou liggaam inkry. As jy allergies is, daar's baie mense wat allergies is vir varkvleis. So as jy allergies is daarvoor, jy eet dit nie. Dit gaan nie oor as 'n duiwel in die varkvleis en nou eet jy dit nou swel jy op nie. En dit is waar al hierdie tipe van dinge. Anders is peanuts ook 'n groot duiwel. En peanuts is 'n rein kos volgens die Bybel. En hoeveel mense is allergies daarvoor? My vrou is allergies vir 'n haarproduk. Ja, my gedink is peanuts wat vir jou. Ja. Dis reg, ja. Peanuts doen dit ook so erg, né? Maar nietemin, kom ons gaan voort. Nou, en ook omdat dit nou is 'n bok en 'n skaap in die Ou Testament was albei reindiere. So hulle mag bok geëet het en hulle mag skaap geëet het. Maar die Here gebruik 'n skaap en 'n bok. Want 'n bok, alhoewel hy 'n reindier is, het hy 'n ander geaardheid of 'n ander aard as 'n skaap. 'n Skaap volg maklik,
en 'n bok is halstarrig. Hy steeks. Hy het sy eie kop. Hulle sê hy's koppig. En dit is my interessant, daar's 'n skrifgedeelte in die Ou Testament. Hy sê as jou seun koppig is, bring hom na die oudstes toe en vertel jou saak vir hom. En as hy seun nie hom wil uitsorteer nie, stenig hom. So jy moet hom, nou moet jy as pa jou kind vat, hierdie kind wil nie luister nie, hy's koppig. Hy wil nie regkom nie. Dan moet jy hom stenig. Okay, dit gaan nou baie meer as net stoutigheid, dit gaan oor erger dinge as dit. Maar dis erg om te dink dat sonde in God se koninkryk was nog nooit geduld nie. Daar was 'n Ou Testament, nou lewe ons in die Nuwe Testament. So daar's die bokke, hulle is al starrig, hulle volg hulle eie manier, al is hulle kinders van die Here, al is hulle Christene, as hulle kerkgangers, en dan kry jy die wat bereid is om onderdanig te wees en leiding te vat en so ook die pad te stap. En dan ook 'n skaap kan maklik reggehelp word. Die woord van die Here sê mos so mooi Psalm 23, u stok en u staf lei my. En dit is om hy skaap in lyn te kry, om hom hierso te hak en daar te piets en dan kom die skaap in lyn. Maar 'n bok, gaan vat 'n bok aan. Hy kom maar hy horings vir jou. so dit is wat 'n mens skryf. Paulus skryf so op een plek. Hy sê hy het met wilde diere op 'n menslike manier geveg. Met ander woorde, hy het die evangelie aan mense verkondig, maar hulle was so opstandig dat dit soos wilde diere was. Hy het eintlik diere hier voor hom gesien wat teen hom kom, maar dit is eintlik mense. So mens kan so koppig wees. Goed, so ek dink dit het ons nou mooi uitgeklaar, né? En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. En dit is regterhand en linkerhand is maar net simbolies. Regterhand is die goeie, linkerhand is die slegte. Dit is maar net 'n simboliese beeldspraak. Okay. Want oor die algemeen, ek meen, jy kry mos nou die lefties, oor die algemeen is jou linkerhand jou swakker deel en jou regterkant is jou sterker deel. So dit is maar al wat hy sê. Goed, so ons moet nie meer daarin lees as wat nodig is nie. Dan sal die koning vir die wat aan die regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. En dit is interessant, hoe hy sê die koninkryk is vir die skape berei. Met ander woorde, hulle wat gewillig is. Hulle wat bereid is om die pad van reinheid, onderdanigheid, leiding te aanvaar ensovoort. Die koninkryk is vir julle berei, nie vir die koppige, halstarrige, eiesinniges nie. Okay. Want ek meen, Satan het mos nou, in die begin was hy die engel gewees, hy was, Gerub was beskik, en ek meen, in God se koninkryk, daar is rangordes, maar dit is nie soos ons, die baas is die baas en jy is hier nie. Daar so is, in God se koninkryk, die Here Jesus sê vir ons, die wat die meeste wil wees, moet dien. So al dink ons, okay, daai is nou, en die woord praat daarvan, daar's beskerming engele, daar's hoofengele soos Michael en Gabriel, hulle is hoofengele, maar hulle dien, hulle voel nie hulle is beter as die res nie, hulle besef, hulle het 'n taak wat hulle moet doen, en dieselfde soos Jesus. Ek meen, as niemand belangriker wat op aarde was as Jesus Christus nie, want hy die verlossing kom bring en die Satan kom oorwin. En hy het kom dien, hy het kom nederig, hy was tussen mense, hy het toegelaat dat hom stamp en stoot en sulke goeders, en kom pla, terwyl hy binne, en kom pla hom, hoor jy, so ons het jou nou nodig, dan moet hy sy gebed kort nip en hy moet gaan, hy kan nie omgekrap raak nie. En onmiddellik in die Christelike kerk, as jy titels heg, ons praat die week nogal baie, ons het baie daarmee te maak gehad oor titels en die tipe van goeders. Hoekom in ons kerk weier ons titels? Want titels maak onderskeid. So as ek nou pastoor Stanley is, dan is die res my onderdane. En dis hoekom, dit is nie hoe dit werk nie, hy sê ons is broeders. So ek is 'n broeder, as jy nog nie 'n broeder is nie, kan jy 'n broeder word, dan is ons lekker equal en dan gaat ons. Okay. So dis net amazing om dit te verstaan. So hy sê, want ek het honger gehad, en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad, en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my herberg gegee. Ek was naak, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my besoek. In die gevangenis was ek, en julle het na my gekom. Nou, hierso kom die Here Jesus, en ons weet die hele gelykenis gaan oor Jesus, want die Here Jesus sê so mooi, die Vader het die hele oordeel aan hom oorgegee. So hy praat van homself hierso. En hy sê, ek, Jesus, was honger. Ek, Jesus, was dors. Ek, Jesus, was naak. Nou alles wat hy hierso noem, is iemand wat arm is, wat behoeftig is, wat nie het nie, wat nie vir homself kan sorg nie. Okay?
Nou, as armoede en tekorte 'n vloek was, en jy is onder die vloek, hoe moet ons dan hierdie skrif verstaan, dat Jesus gesê het, ek was naak, ek was so, ensovoort. Nou kom ons hoor wat het die regverdiges gedoen, die skape gedoen. Dan sal die regverdiges om antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien en gevoed, en dors en te drinke te gee? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? So nou wil weet, nou, wanneer het ons dit gedoen? Hier was ons nou nie hier op die aarde nie. En ook vir die 3,5 jaar of die 33,5 jaar wat Jesus op aarde was, het niemand van hom, want ek meen, hier het hy nou moet klaar gelewe, hy het klere gehad, hy het kos gehad, hy was daar gewees. So dit het nie gegaan oor die tydperk wat hy op die aarde was nie. Hoor wat sê hy? Hy sê, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het en die een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Wow, is dit nie amazing nie? En ek kan onthou jare terug, was ons weer in 'n situasie gewees, het nie geld nie, daar's nie kos nie, jy weet nie waar, as die kinders van die skool afkom, gaan nie vir hulle 'n broodjie kan hê nie, bla. En dis regtig, ek meen as ouer, jy kyk jou kinders so en jy dink, Here, my kinders is op skool, hulle moet kossies kry, hulle kan nie van die huis afkom en dis 'n gat hier by die huis nie. Jy weet nie wat om te doen nie, maar as jy 'n kind van die Here is, jy sal deur dinge gaan as die Here 'n saak aan het met jou. En ek lees hierdie skrif en ek dink, Here, u het honger gehad. Hoe het u honger gehad? As een van u kinders honger het u honger. Ek meen Mary, om nou blaatant te wees of so mooi as moontlik te stel, jy het nou hierdie kanker in jou liggaam. Die Here Jesus is saam met jou. Hy is nie skaam vir jou nie. Hy skei hom nie af van jou nie. Charmaine dieselfde, my vrou dieselfde. Elkeen wat 'n Christus het, wat 'n kind van die Here is. God is nie skaam vir jou nie. Die Here Jesus is nie skaam vir jou. Hy onttrek homself nie en voel as fout met jou geloof nie. Die groot probleem is die wat in staat is, wat nie in daai posisie is nie. Wat nie vir jou kom kuier en jou kom besoek en jou behoefte na jou behoefte omsien en wel indien hulle dit kan doen nie. Hulle sit met 'n geloofsprobleem. Hulle sit met 'n issue. Jy is skaam vir daai persoon. Jy wil nie jouself challenge nie. Jy wil nie uit jou gemak uitgaan nie. Om die Here Jesus te besoek nie. Hy sê so mooi op een plek, hy sê, as jy vir 'n profeet net water gee, net 'n beker water, net so 'n koue water gee, het jy dieselfde loon as die profeet. Met ander woorde, as jy hom uitreik, as jy hom verwelkom, as jy hom laat tuis voel, net dat hy so 'n bietjie 'n lafenis kan hê, om te kan voortgaan met die werk van die Here. Wat gebeur dan? Dan het jy dit aan die Here Jesus gedoen. En nou kom hy aan die bok en hy sê vir hulle dieselfde, maar hy sê, julle het my nie besoek nie, julle het nie vir my gegee nie, ensovoorts. En hulle vra vir hom ook nou, hoe is dit nou so? Hoe het ons u honger gesien, en die dors gesien, en die naak gesien, en ons het u nie gedien nie? En dit is my so mooi wat hy sê in vers 44. Kom ons lees dit gou hierso. Dan sal hulle ook antwoord en sê, Here, wanneer het ons u honger gesien, of dors, of 'n vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis en u nie gedien nie? Dan het hier twee groepe kinders van die Here. Daar's kinders van die Here wat die Here dien, daar's kinders van die Here wat die Here nie dien nie. Ons sê almal, nee, ek dien die Here want ek gaan Sondag kerk toe. Dis nie die Here dien nie. Jy gaan kerk toe. Dit het nou niks met die Here dien te doen nie. Hoe is jou lewe buite daai oomblik wanneer jy besluit jy gaan kerk toe gaan? En hoekom gaan jy kerk toe? Is dit tradisie? Is dit show? Is dit om mooi klere aan te trek? Ek meen kerke, dis so eintlik so oud soos die kerk self. Eintlik 'n modeparade. Dis eintlik wat 'n kerk is. Dis lekker om mooi aan te trek, maar daar's niks meer fout nie. Jy kan met jou pak klere kerk toe gaan, nou probleem. Maar dit gaan oor om te wys, ek het nou hierdie mooi klere aan, hierdie mooi paar skoene het ek nou die week gekoop, of wat ook al. Dis 'n braggery. Dis nie die Here dien nie, dit is dien jouself, dis aandag sit op jouself. En dit is wat die Here Jesus sê, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal my koninkryk ingaan nie, maar hulle wat die wil van die Vader gedoen het, wat in die hemel is, dan gaan hulle sê, Here, maar ons het in die naam duiwels uitgedryf, ons het in die naam gepreek, ons het in die naam baie kragtig gedoen, en dan gaan hulle sê, gaan weg van my af, julle werkers. So hulle het ook gewerk, maar dit het almal werk. Die skaap werk en die bok werk, al twee werk. Maar die een werk ongeregtigheid. Hy sê julle werkers van die ongeregtigheid.
So jy as kind van die Here kan werk, jy kan dien. Maar verstaan ons wat die woord vir ons sê, wanneer ons die Here Jesus dien? Verstaan ons dit werklik waar? Verstaan ons dat as jy jou broeder dien, as jy met jou broeder gemeenskap het, as jy jou broeder, nou as ons praat van broeders, nou broeders en susters, almal wat die Here dien, okay? So broeder is maar net 'n oorhoofse begrip. Die hele broederskap, die kinders van die Here, as jy uitreik na hulle met enigiets, geestelike gawes, tydelike gawes, doen jy dit aan die Here Jesus Christus self. Dan dien jy hom. Goed, nou kan jy vir my sê, ja maar Stanley, ek sit nou hierso in put sonder water en al my boeties is reg oor die wêreld en ek het nou gehoor, daai is so siek, ek kan hom nie gaan besoek nie. Nee, jy hoef nie om te ek meen die Here weet dit, maar dit is logies. Dit is onmoontlik vir jou om daar uit te kom. Maar draai jy sy belang op jou hart? Bid jy werklik vir jou boetie en sussie? Die Here weet jy kan nie daar uitkom nie, dit is onmoontlik. Jy dalk nie eens 'n voertuig nie. Jy het nie die middel om daar uit te kom nie, jy het nie die finansies om daar uit te kom nie. Dan dra ons dit op ons hart. En as jy jou boeties en sissies se belang op die hart dra, dan in die gemeenskap, en dit is wat die Here Jesus op een plek sê, hy sê, die liefde onder mekaar moet so sigbaar wees, dat die wêreld buite sien, ek is in julle midde, dan sal hulle God verheerlik. Hoor mooi. Dis wat die woord, jy kan net opsoek, ek het nou nie skrif dadelik hierso nie. Hy sê, dit wat julle onder mekaar doen, die liefde wat julle vir mekaar het, as julle daai liefde het, en dit is sigbaar, dan sal die wêreld buite sien, ek is daar. Ons wil te veel vir die wêreld sê en vertel, en eintlik gaan bestraf, en eintlik gaan vermaan, en iemand het die week vir my gesê, nee, die gawe van vermaaning het vir hom nogal uitgestaan. Toe dink ek, en nou was dit 'n lekker gesprek gehad, was eintlik nou baie lekker, ligte gesprek, was eintlik baie cool geweest. Maar besef ek, okay, die gawe van vermaaning. Toe sê ek sê vir die ou, nou hoekom wil jy vermaaning? Serieus, ek het nog nooit daaraan gedink nie. En nou praat ons so, en is 'n lekker gesprek en so. Nou besef ek, maar die groot ding is, ons wil altyd die sondaar gaan vermaan. Altyd te gaan reghelp. Dis nie jou plek nie. Dit is Johannes 13:35. Kom ons lees gou Johannes 13 vers 35. vers 35. Kom ons lees van vers 34 af. Johannes 13, vers 34 en 35. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as jy julle liefde onder mekaar het. So ons wil te veel op ander maniere liefde uitleef en uitdra en verkondig. Is die liefde tussen ons as kinders van die Here van so 'n aard dat die wêreld kan sien dat daar liefde onder ons is. En dat dit hulle kan trek na die Here toe. Nou, omdat ons baie keer hierdie verkeerde begrip het van die evangelie. En ons verstaan nie waar gaan dit skriftuurlik nie. Doen ons dinge en ons werk hard, ons reik uit na die gemeenskap toe, daar's nou 'n armsorg, ek is daar en daar's behoefte daar en ek sit my tyd hier in en ek reik uit soontoe en ek gaan besoek daai tannie en ek gaan besoek daai oom en so gaan ek aan, sonder om werklik die evangelie uit te dra. Dan dink ons doen die regte ding, maar dis onskriftuurlik om as jy wil uitreik en gaan evangeliseer en iemand van die Here vertel, asseblief loop die strate plat. Maar op die einde van die dag wil ons allerhande goeie dinge doen en ons werk hard daarmee. Ons is dalk al gesien in ons gemeenskap. Jog, jy kan net op daai en 'n knoppie druk. Maar dit het niks met die evangelie te doen nie, dit het niks met enige iets te doen nie. Jy werk, maar dis 'n bok, want sodra die evangelie verbykom, wat vir jou sê, hoor hierso, maar wat van jou boeties? Dan kom hy horings uit, en hulle stamp, en hulle stoot, en hulle ruk, links en regs, en hulle pluk, en hulle gaan te kere.
as om net te aanvaar, Here, ek verstaan wat die woord vir my sê. Dit help veel ek gaan doen gemeenskapswerk. Ons het die skrif gelees in Handelinge ook. Toe daar hongersnood was, wat geprofeteer was in Israel, het die broeders waar die hongersnood nie was nie, het hulle insameling gehou, om vir hulle broeders te ondersteun wat deel was van die hongersnood. Hulle het nie gesê, kom bly hierso en kom sorteer die uit, hier's vir jou plek nie. Hulle het hulle gaan help, hulle het hulle gaan uitsorteer. En hulle die ouderlinge gestuur, met ander woorde die leiers, die pastore, die dominees, om daai job te gaan doen. En hoe verhef ons as predikers onsself deur ampte onsself aan te stel? En jy wil nie meer die vuil werk doen nie, dis ergens iemand in die gemeente se plig om dit te gaan doen. Jy moet dit gaan doen. Soos in die gemeente, is my en Karen se plig om uit te vind, hoe gaan dit met ons susters? En ons het al verlang na hulle, ons weet hoe gaan dit, hoe is hulle gesondheid, hoe lyk hulle? Want daar's net nie middel nie, ons weet, dis alles die plan van die Here, en die Here is geduldig en lankmoedig, en hy het hulle ook deur 'n saak gevat, maar ons het verlang, en julle verlang. Maar ons het die middel om fisies uit te kom, nou kan ons vir julle terugvoer gee. Maar as jou hart saam verlang het, sal jy sê, Here, asseblief, maak die pad op, laat daai twee nog by nog mense, laat hulle vir ons eerstehandse inligting kan kom gee. Dan kom besoek jy saam, want jy maak jou huis op, jy maak jou hart oop. Ek meen, is dit amazing om te dink, die huis wat oop is hier so in Loetswil, en almal kan nie saamkom, en almal het 'n deel hieraan. Anshin en Gam het 'n deel aan die besoek, aan die opgewondenheid en die aanmoediging. En u wat vir ons saam gebid het, u wat finansiëel bygedra het om dit moontlik te maak, u is ook hier vandag. En dit is die wonderlike deel om te dink. Ons kan werk vir die geregtigheid. Ons kan werk vir God se koninkryk. En ons liefde kan vir mekaar so wees. Ons kan so na mekaar verlang. En dit is wanneer ons iets aan die Here Jesus Christus doen. Jy mag hospitaal toe gaan, jy mag vir enigiemand daar gaan kuier. Maar moenie jou troos daaraan ek het die Here Jesus gaan besoek nie. Gaan evangeliseer, gaan verkondig evangelie nie sonder dat dit op bekering kom. Dis jou plig daar as dit nie 'n werklike kind van die Here is wat saam met jou die pad stap nie. Dit is hoe dit werk. Selfs ek meen as ons vat Paulus, hoeveel keer was hy in die tronk? Sy boeties het hom kom besoek en daar's ander wat hom nie kom besoek het nie. Daar's van hulle wat voor God eendag gaan staan. Hoekom het jy twee dit geleentheid gehad het nie Paulus nie tronk gaan besoek nie? Hulle het gearbei, hulle het gewerk. Maar hulle het hom gelos daar een kant dat hy moet self aangaan. En ons weet, as ons by mekaar is, ons kan die foon optel en bel. Ek meen, ek kan nie nou Amerika toe vlieg en my broer Etienne daar gaan besoek nie. Hy kan ook nie my kom besoek nie. So as daar 'n probleem is, dan sit ons met afgekapte hande. Maar ook nie, want ek kan vir hom bid. Ja. Hoor jy my boetie, hoe gaan dit? Is jy okay? Het jy nou al uitgesorteer? Onthou net ons bly vir jou bid. So daar krisis is, dis al wat ons nou kan doen. Maar as jy in erns bid, en dit was vir my so mooi gisterand toe wees, so lekker kuier saam met Anneke en Boeta in Vredendal. Dat Anneke sê sy besef hoe hard, as ek dit so kan sê, ek weet nie of dit hard die regte woord is nie, hoe hard en baie jy kan werk van God in jou koninkryk alreeds in jou binnekamer. Sy het dit geklik, sy het dit besef. In tale praat. Jy wat kan tale praat, praat tale. Jy gaan nie vir 3 ure in jou verstand bid nie, vergeet dit, jy gaan dit nie reg kry nie. Of jy gaan met jou eie ding besig raak. Begin tale te bid. Jy wat dit kan doen, doen dit. As jy nog nie gebid het nie, bid en vra die Here, ek wil hierdie tale bid. Jy moet net jou hart oopmaak en vrymoedigheid gee. En as jy nie onseker is, nooi ons uit, ons kom gesels saam met jou, ons kom praat saam met jou, sodat die Here jou ook kan help in daardie saak, in daardie opsig. Dat jy nie daai bietjie, partykeer van ons het partykeer net so 'n bietjie so 'n stampie nodig, 'n pat op die skouer, 'n hand op die kop nodig. Dis sê my broer, dis nie so erg nie, maak net jou hart oop. En weet jy wat, en so kan ons hart oopbreek vir mekaar. So kan ons hart oopbreek vir behoeftes, maar omdat ons nie wil deel raak eintlik van 'n ander ou se probleem nie. 'n Ander ou se behoefte nie. Ons wil nie daarvan deel raak nie, want ek het genoeg van my eie drama, ek wil nie nog jou drama hoor nie. En dis die grootste fout wat ons maak. Dis juis in daai tyd van drama wat jy moet uitreik. Dis 'n betoning van liefde. En as jy sien, is jou saak ook al lank al uitgesorteer. So ek wil julle as kinders van die Here aanmoedig vanoggend, en dit is nie 'n lang boodskap nie, maar ek glo dis 'n boodskap wat ons diep in die hart kan tref en ons mooi laat kan verstaan. Dit is na aanleiding van die week se by die
laaste tyd se Bybelstudies wat deurgekom het. Dit was die kernsaak en die Here wil dit net finaal aan ons benadruk. Kom ons begin dit te verstaan, kom ons maak dit vas, kom ons kry dit in ons harte. Dat dit wat ons in die broeders doen, daai gebede, daai wat jy insit. Here, hoekom sonder ek myself af? Here, hoekom bid ek? Gaan dit net oor myself? Bid ek net vir myself? Of bid ek dat daar iets in my moet gebeur, dat U my kan gebruik om uit te reik wel na ander toe? So broers en susters, ek weet nie of julle enige vrae het of enige iets wil sê wat daarbey kan byvoeg nie. Baie mooi. En dit was net vir my gister so mooi, ek wil net gaan dit ook met julle deel, met die hele saak van die oes en die arbeiders en die tipe van goed. En dit is wat hy sê, dat die wat genooi was die koning het verskonings gehad. Ek moet nog my os die en ek moet nog my vrou daai en ek het nie nou tyd nie en ek het nou nog daai ding. En hy sê, gaan uit in die lanings, daai agterstrate, gaan in die steegies uit en bring hulle in net soos hulle is. Dan het jy maar nie bly soos jy is nie. En dit is ook 'n verwarring. Jy kom in net soos jy is, maar nie bly soos jy is nie. Die Here begin daai veranderingsproses. En God het jou so lief, hy reik uit na jou toe. Hy sê, bid die Here dat daar arbeiders in die oes kan ingaan. En as daar arbeiders in die oes kan ingaan, sê dit, die Here wil hê mense moet gered word. En jy wat 'n kind van die Here is, nou bid ek hier in my binnekamer, Here stuur arbeiders in die oes in. Nou begin hy in die gemeenskap van gelowiges te werk om mense op te wek. Hoor jy sommer, jy is dit werd om 'n arbeider te wees. Jy is dit werd, niemand is dit nie werd nie, want ons is geroep om arbeiders te wees. En so kan ons uitreik, en hy sê, gaan in die hoofpaaie, gaan daar na die agterstrate, daar waar niemand kan sien nie, gaan daarin. Sodat mense gered kan word, dat daar verandering kan kom, dat daar verlossing kan kom, dat daar deurbraak in mense se lewe kom, geestelike oorwinnings, kom offer daai gebroke hart, kom skeer voor my oop. Want dan het God is almagtig genoeg, hy weet presies wat in jou hart aangaan. Daar's niks wat jy vir God kan wegsteek nie. Jy kan nie God teleurstel nie, jy kan nie God kwaad maak nie, en dit is my amazing, ons gisterand weer baie daarvan gepraat. Jy kan nie God kwaad maak nie, en hy raak nie kwaad vir jou nie. Ons raak kwaad vir mekaar. Dis hoe ons is. En ons moet werk aan daai ding, maar ek sê vir jou, as jy wil kwaad raak, en dan dink jy, Here, jy is nie kwaad vir die persoon nie, ek is nou kwaad. Dan stop jy sommer in jou storie net daar, en uit 'n nuwe gewoonte gaan jy naderhand nie meer kwaad raak nie. So, God raak nie kwaad vir jou familie nie, hy raak nie kwaad vir jou werkslegas nie, hy is nie kwaad vir hulle nie, hy is lief om hulle te trek, maar hy wil jou gebruik as 'n lig, deur jou voorbeeld. Hou op preek. As jy nou elke dag preek, hou op preek. Stop die geprekery. Dis maklik om te preek. Ja, vir alles 'n mens nog issues in jou lewe het. Dis hard. Ek kan vir jou sê, die Here is lief vir jou en die Here is lief vir jou. Daar's twee maniere om dit te sê. So die een is hard en die een is liefdevol. Baie keer praat ons met 'n beter wete gaan. Ek weet en ek sê. Ja, dis 'n groot ding wat Karen nou sê, dit is so, ons praat baie keer in beter wetigheid. Ek weet en ek sê nou vir jou en jy moet nou vir my luister. En die groot ding is, as jou hart kan oopmaak vandag in die liefde van God. Maak nie saak wat jy vir die Here vandag sê nie, hy raak nie vir jou kwaad nie, as ek ding nou weer in Jona. Ek meen, die Here doen 'n wonderwerk vir jou, nou sê die Here vir Jona, Jona het jy rede om kwaad te wees. Nou God weet hy's kwaad. Het nie jou slegte profeet nie. Here, Jona, het jy rede om kwaad te wees? Ja, Here, ek het al die rede in hierdie wêreld om kwaad te wees. En hy was kwaad vir wie? Hy was kwaad vir God. En God het sy rede uitgeluister, en God het met hom ordentlik en liefdevol gepraat, en dit was klaar gewees. En dis wie God is. God is liefde, hy kan jou nie haat nie, al wil hy wil nie, mag dit nie sê nie. God kan nie haat nie, hy is lief. Maar hy is regverdig, en dit is die verwarring wat ons het. Omdat God regverdig is, voel ons baie keer God haat, maar God kan nie haat nie. As God liefde is, hoe kan hy haat? Dit is onmoontlik. Maar hy is regverdig. En ons sien nie die regverdigheid nie. Ons sien ook nie, God is heilig nie. God gaan nie saam met ongeregtigheid en sonde nie. So as jy lief is, moet jy regverdig wees, en jy moet 'n heilige lewenswandel hê. En dan begin jy die dinge te sien soos God dit sien. Dan lees jy die woord vir wat dit is.
Maar nou, as gevolg van ons ongeregtigheid, beterwetigheid, eie sinnigheid, want ons het baie keer nog met issues, dan kom jy oor met die evangelie na aanhou toe, en jy kom rof oor. Maar as jy net partykeer net kan stil raak, sê Here, ek het hierdie issues, ek hierdie ou nou gaan sê, gaan vir hom sê, maar jy gaan dit uit aggressie sê. Daai ding in jou lewe moet sort sodat jy dit in liefde kan uitleef. As jy dan praat, dan is dit liefde. Al is dit, omdat die liefde bly streng, dit bly regverdig, dit bly allerlei dinge, maar as 'n verskil, ek meen, Jesus het hoeveel keer vir mense reguit gesê, jy is eintlik op pad hel toe. Daar waar geween en 'n geknars van die tande wees. Maar hy het nie uit bitterheid en haat, hy het 'n waarskuwing gesê. Dis julle saak hierdie. En as julle nie hier gaan uitsorteer nie, gaan julle daarby uitkom. Maar ons vat dit ook en sê dit in ons eie weerwraak uit. So, ek wil u aanmoedig. As jy jouself verlustig dat God nou in 'n wraak is met die persoon. Ja. Jy verlustig eintlik jouself in jou wraak as jy dink God se wraak is. Ja, en eintlik wil jy nie hy met op bekering kom nie. Want God se wraak is nou op die persoon en God gaan hom nou vat en God gaan nou allerlei dinge met hom doen. Ja, hier kom die ander kinders, julle. So ek hoop ons kan vanoggend as kinders van die Here iets begryp en verstaan, net om ons hart oop te maak. En as jy vandag kwaad is vir die Here, hy is nie kwaad vir jou nie. En al sê jy vir hom, jy is kwaad vir hom. Hy gaan nie kwaad raak vir jou nie, want hy weet jy is kwaad vir hom. So kom uit, maak jou hart op. Hy sê, kom na die lig toe. En as jy na die lig toe kom, dan breek daai ding in jou lewe. Daai frustrasie, daai worsteling, daai stryd in jou lewe breek. En bly gaan, en vandag voel jy dalk goed, en jy is wonderlik, en jy voel jy die oorwinning. Môre is jy weer down in the dumps. Gaan weer terug. Gaan weer terug. Moet nooit op en neer. As God lankmoedig is, moet jy ook lankmoedig wees. En al hoe meer tref dit met daai gelykenis wat Jesus gesê het. Hy sê, hy vertel hierdie gelykenis met die oog daarop dat ons moet bid en nie moedeloos word nie. Dan praat hy van hierdie weduwee vrou wat knaand na hierdie onregverdige regter toe gegaan het. Dan sê die Here, sal ek ook nie reg doen aan my kinders nie. Al is ek lankmoedig in hulle geval, sal ek tog hulle gou te hulp kom. So God is lankmoedig en jy mag elke dag van jou lewe met jou saak voor hom kom, totdat jy berusting en vrede het. Dis nie 'n herhaling van woorde nie. Herhaling van woorde is hierdie gebedsboekies wat die ouens het nou opsê, en hierdie kraletjies, hierdie godsdienstkraletjies. Nee. Dit is herhaling van woorde. Dis betekenlose woorde, want jy het iets geleer. Dis nie wat iets uit jou hart uitkom nie. Maar as jy elke dag voor die Here kom en jy skeer vir hom op en sê, Here, ek kan nie. Ek is kwaad vir, ek verstaan hierdie goeders nie, ek weet nie hoe werk hierdie dinge nie. Vra my, ek praat uit ondervinding uit, ek was daar gewees en ek was baie daar gewees. En so die woord, en weet jy wat gebeur nou, dis net super amazing. Daar was 'n tyd wat ek praat van as bedienaar, nou het ek al sonnaskool gegee, ek het al mense gesond gebid, mense het gesê ek moet Bybelskole in 'n kerke begin, ek praat van, ek moes nog net die pastoor gewees het. En in dit, toe die dinge in die vlees teen my draai, toe raak ek kwaad vir die Here. Want hierdie ander goed is 'n valse vrede, dis 'n gimmick. God is nou eintlik teen jou, jy het nie geloof nie, want jy het nie aardse middele nie. God was nie skaam vir my, en in daai tyd toe besef ek, Here, maar U lei nou saam met my honger. U is nie skaam vir my nie, U is nou net saam met my. Die ou wat nie sy hart oop is om te kom gee nie, maar tog in daai tyd moet ek U nie los nie. En in daai tyd het ek voor die Here gekom en voor die Here geskree en geroep. En weet jy wat doen die Here? Dis net, ek vind eintlik heil as ek aan dink. Dan maak hy net die woord oop. Ek sê, Here, U is net so skynheilig soos hierdie klomp predikers. En dan uit moedeloosheid en frustrasie, want nou het jou gewete ook nou hierso in die gang, dan lees jy maar die Bybel. Wat? Nooit ek het so gelees? Nee! Dan hardloop jy weer die huis rond. En dan besef jy, Here, ek het nou net 15 minute gelede hier beskuldig. Dan huil jy weer vir 'n dag. Sê, Here, ek is jammer. Ja. Dis wat goed is. Want hy weet, as jy sy woord gaan verstaan, gaan dit jou siel losmaak. En dis wat gebeur het, dit maak jou siel los. Mense mooi woorde gaan niks vir my doen nie. Die woord gaan my siel losmaak. So ek wil jou aanmoedig vandag, en Anshin sê, sy weet, sy praat uit ondervinding uit, ek kan nogal dink, en as jy vandag so is, asseblief,
Moenie dink die Here gaan kwaad wees vir jou nie, hy gaan teleurgesteld wees in jou nie, glad nie. Hy weet wat in jou hart, daarom is jou omstandighede van so hard, dat jou hart bly openbaar, dat jy iets uit die woord van die Here moet verstaan. En as jy daai klik begin kry, dan begin hy aan te gaan in jou lewe. So kind van die Here, ek bemoedig jou aan, sondaar, jy wat nog nooit jou hart vir die Here gegee het nie, asseblief. Die Vader het sy seun Jesus Christus gestuur om jou te red, soos wat jy is, sodat hy seer en verlede van jou kan wegwas en genees. Mag julle 'n lieflike dag hê. So lief vir julle en lekker dag hê hoor. Ons kuier nog vandag lekker in Loetswil. So ons het lekker. Ons gaan nou 'n fotootjie van almal hierso opsit. En ja, hy's so klein, hy's uitjie. Kom sê hallo, daar's is uitjie. Hallo. Die kat is so 'n hopballetjie. Hierdie kat is hier op en af. Ding 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 ding. Dit is 'n pingpongballetjie. Go. Bye. Ja, daar hardloop Riley. Maar ons gaan nou 'n mooi fotootjie neem. Daar so 'n klein eitjie. Hallo eitjie. Hallo. Hello. Goodbye. Goodbye. Okay, julle lief, julle lekker dagie verder. Bye. Bye.